by thanking the people of George. The people of George has voted in the past 3 weeks in 3 by-elections overwhelmingly for the fastest growing party, the Patriotic Alliance. Thank you. Ek wil gou my mening gee oor minister Gayton McKenzie se kamstige toespraak in die debat oor die State of the Nation address. Nou ek weet sy ondersteuners en die PA-lede dink dit was 'n fantastiese toespraak gewees. Kom ek sê julle hoekom dit nie 'n toespraak was nie. Daar was geen struktuur daarin nie. En wat 'n mens verwag van 'n toespraak, veral 'n partyleier en 'n minister se toespraak in die debat oor die State of the Nation, is dat daar moet structure wees. En kan ek maar net sê dat ek al cover volg die parlement as 'n politieke joernalis vir 'n klomp jare. Ek het toe Madiba nog al was. In Thabo Mbeki se tyd, Kgalema Motlanthe, Jacob Zuma en uiteindelik nou met Cyril Ramaphosa se tyd, as ek nog steeds 'n observer, waarnemer en 'n kommentator oor die politiek van die land. So ek het gesit daar in die parlement vir 'n klompie jare om na toesprake te luister. Dit was nie 'n toespraakie, dit was 'n klomp geraas. En nou gaan ministers se mense kom vir my, maar ek hoop iemand in die party gaan ook stil sit en sê, ja, hoe kan ons dit anders doen? So die minister begin, hy vertel vir almal hoe opgewonde hy is oor die mense van George. Dit is minder as 2000 mense wat gestem het. Maar die mense van George, sê hy, het vir die fastest growing party in die land gestem, 3 weke, en dit is 'n prestasie, dat hulle die 3 weke gewen het van die DA af. Dan is hy baie excited, want hy sê die president het gehoor gegee aan die PA se oproep dat undocumented foreigners, ongedokumenteerde buitelanders, vasgevat moet word. En daarom is hy excited, want 10,000 inspectors van die departement van arbeid gaan nou omgaan met besighede om te gaan kyk waar is daai skerminkels van ander lande wat nie wettelik in die land is en wat werk van. Wel, kom, wys vir ons op 'n dag hoe gretig die mense wat dan op Kamsdag nie werk het nie, omdat die illegal foreigners die werk het, hoe gretig is hulle om daai werk te doen. Dan vaar hy daar in Malema in wat gepraat het van die high crime rate en sê vir Malema, ek is nie nou meer alleen 'n bandiet, ons is nou al 2 bandiete. Malema was nie in die tronk nie. Malema was nog nie in die tronk nie. Malema kan dalk tronk toe gaan. Hy is skuldig bevind en hy moet nog gevonnis word. En dan is hy ook natuurlik bly, en dit is 'n goeie punt, dat die weermag ook in die Oos-Kaap, of liewer hy het eintlik 'n beroep gedoen op die president, dat die weermag ook in die Oos-Kaap ontplooi moet word teen misdaad. Dit gaan nou gedoen word, het ons gehoor by die minister van polisie. En dan is hy excited, want 10,5 miljoen toeriste kom na die land toe, en 'n groot deel daarvan, dis seker wat hy wou gesê het, kom hiertoe vir sport, soos die mense wat die Live Golf Tournament gaan bywoon. 75,000 kaartjies is al verkoop, en dit is great. Suid-Afrika is nou die premier destination, sê hy. Onthou, julle gaan nie havies nie, maar dit is alright. Dis 'n ander saak daai. Dan is hy bly oor loadshedding wat beëindig is, en die hoë matriekpaarsheid en die rand wat sterk is. 'n Klomp goed uit die president se staatsrede uit wat hom nou verskriklik opgewonde maak, want die GNU werk, dit is wat bewys word deur die goed wat hy ophaal, en die president is baie consultative. Jessie man, dit is nou regtig wonderlik om saam met hom in die GNU te wees. En dan is daar ook die verwysing teen die einde na die president se mooi taai, en voor dit minister Pemi Majodina wat 'n boggerop maak van die water kwessie in die land, wat nou die mooiste rok aan. Jou mooi rok maak nie van jou 'n effektiewe minister nie. Net soos wat al hierdie geprysinging vir die president, asof die sanmeisie Ria Reen dit nie gedoen het die vorige dag nie. Al hy imbongi skap van jou maak nie 'n verskil nie. Nou oké, nou is daar mense wat sê, Wijngaard, wat is jou issue met die minister met die pres? Ek het nie 'n issue met die pres nie. Ek is 'n kommentator. Ek is 'n joernalis. En ek is ook, soos julle weet, Kaapse Forum, wat 'n civil society organisation is, 'n watchdog organisasie is, se voorsitter. So ons het 'n verpligting om 'n stem te wees in hierdie gesprekke wat aangaan. En die ding wat julle nie moet vergeet nie is, as jy wonder hoekom is daar soveel fokus
op Gayton McKenzie? Hier is die antwoord, en ek gaan dit stadig sê. Gayton McKenzie is op die oomblik die mees prominente colored politieke leier in ons land. Ek weet nie waar is aan die petty. Ek steur my nie aan Fadil Adams nie. Iemand soos Tertius Simmers wat die Weskaapse leier van die DA is en Dr. Ivan Meyer wat die federale voorsteur is, het laer profiele, want binne die DA is daar bepaalde, kom ek sê nou maar orde wanneer dit kom by leierskap en wie moet vocal wees en wie praat meestal na buite, en daar is ook hulle goeie reg. Wie is daar van ons binne in die ANC wat 'n hoë profiel het? Ek weet nie. Is daar nog plek vir ons binne die ANC? Ja, hulle sê daar is. So, dit gaan nie vir my hier oor die partye nie, dit gaan vir my hier oor die individu. En hier is die ding wat jy moet verstaan. En miskien is dit ook wat ek probeer kommunikeer. Om die mees prominente politieke leier te wees uit 'n bepaalde kultuurgroep, soos in ons geval die breinkultuur of die breinkulture of breingemeenskappe, of colored as jy dit wil noem, beteken nie dat daar geloofwaardigheid bestaan nie. Jou gewildheid beteken nie dat jy geloofwaardig oorkom nie. Jou gewildheid kan ook wees omdat jy baie keer 'n spektakel is, dat jy jou prominensie verwar met gerespekteerdheid. Jy gaan net gerespekteer word, jy gaan net geloofwaardigheid uitstraal of inboesem as jy optree soos iemand, en dit het hy maar self gesê. Gayton McKenzie glo hy kan president van die land raak. Mense, God behoed die dag as ons 'n president het wat so te kere gaan, wat nie weet daar's decorum in die parlement, veral nadat die staatsrede gelewer is nie. So, ek hou baie van Gayton McKenzie, jy hoef dit nie te glo nie. Ek like hom as 'n mens, ek ken hom al baie lank al, hy weet dit ook. Hy is die enigste, ek het dit al gesê, enigste politieke leier in die land wat my bynaam ken en my so noem, wanneer ons mekaar te sien kry. Maar dit beteken mos nie, ek mag nou niks sê nie. Ek moet maar net aanvaar al die verstakeligheid wat die hele tyd aangaan nie. Nee, julle, dis nie hoekom ons hier is nie. Ons is hier omdat ons 'n stem het. En as ons iewers wil kom, ons as breinmense, breinkiesers, breingemeenskappe, dan moet ons ook ons leiers tot verantwoording kan roep. En op die oomblik is die leier wat die grootste aandag kry in die land, Gayton McKenzie. So ek kan nie ophou praat oor hom nie. Nee? Dankie dat julle dit verstaan.